Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons. Ons is al by Vrydag, kan jy glo, hierdie Februarie hierdie jaar al beweeg, né? Ons kyk na die boek Jakobus om die vuur warm en brandend te hou binne in my en jou lewe. Kom ons lees vandag se skrif, Jakobus 1 vanaf vers 6 af. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigsins te twyfel. Want wie twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. Wow, dis 'n mondvol, nee, groot woorde oor hoe gevaarlik is twyfel. Nou ons is mens, ek weet dadelik gaan jy vir my sê, Andries, dit is onmoontlik, om altyd high-spirited, high geloof, net voluit te hardloop elke dag van jou lewe. En ek stem saam met jou, kom, ek jou uit my hart uit, kan ek met jou deel. Ek het hierdie afgelope 2-3 dae, het ek so, moet ek aanhou hierdie doen, moet ek aanhou dit doen, dit is soveel harde werk, is so rof, het hou my so besig, daar het so 'n bietjie twyfel ingekom. En wat het my gehelp? Ek werk hierdie oordenkings uit en ek kom by 'n skrif in Jakobus en hier praat hierdie skrif reguit met my. En net daar klik ek, nee, ek moet dit doen. Dis wat die Bybel sê. En dit gaan nie oor moegheid nie, dit gaan nie oor harde werk nie, en net daar kanselleer dit twyfel in my lewe. Teenoorgestelde van twyfel is om te weet dat jy weet, dat dit is wat die Here wil. Nou mens, ek en jy moet daar leef. Ja, ek en jy sal aangeval word. Ja, ons geloof sal deur, grondpad gaan en enkel swik en seer kry en maar ons moet leef by daai plek waar ons sê, Here, ek weet, U het my geroep, U gebruik my, ek het 'n calling, ek het 'n doel, en al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, my geloof sal vinnig weer versterk word. Ek wil jou encourage vandag, as jy deur 'n seisoen van twyfel gaan, nêrens in hierdie skrif sê hy, daar moet iets magics gebeur nie. Hy sê net, hou op, begin weer glo, draai om, sê jou kop, jy weet wat die Bybel sê, begin net weer in geloof vra, en God sal vir jou gee, want 'n twyfelagtige persoon begin stop, kan nie, maak nie klaar nie, bereik niks nie, neem die besluit, Here, U het gesê, U het my geroep, ek stap die pad, kom ek bid dit vir jou. Hemelse Vader, die duiwel kom so vinnig met daai saadjie van twyfel. Daai saadjie van, het die Here regtig dit gesê? Het die Here dit so bedoel? En hoe kan ek aanhou? En hoe kan ek aanhou glo? En hoe kan ek aanhou vra? En hoe kan ek aanhou my lewe gee vir ander mense? En so vinnig kom twyfel. Here, ek bid dat elkeen van ons net die besluit sal neem, bly by die woord. Die waarheid sal altyd sterker wees as die twyfel. Die skrifte sal sterker wees as die ongeloof. Here, dankie daarvoor. Elke oggend, wanneer ons by mekaar kom, plant die saad van die woord in ons harte, sodat wanneer die twyfel kom, die waarheid sal sterker wees. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.